You are the one on the white horse, you are the conqueror. You mighty ways. Ons kom vanaand terug in Fogwil. Nee, Here, ons is hier so, maar Sarah sal nie weer val nie. To enter en te conquer vir die woord, o God. Dat U sal kom in elke hart wat hier so is, kom besoek. En elke hart sal optel, maak nie saak wat die mens sê nie, wat belangrik is wat sê my God. So ons loof en ons prys U op hierdie pragtige middag, op hierdie Sondag. Ook vir die mense van hierdie plek wat bereid is om op te staan en hande op te steek en sê, I have decided to follow Jesus. Ons gee U al die eer daarvoor. En ek is opgewonde en dankie Jesus. Dankie Abba, dankie Heilige Gees wat U gaan doen in die dorpie, in die omgewing. Soos die mure van Jericho, so gaan hulle val. Soos al hierdie plek val, en soos Dawid gesê het, ek kom na jou toe, in die naam van die God van Israel. Grond toe, Goliath, grond toe. Ons gee al die eer, in Jesus se naam. Amen. Amen. Dan gaan 'n liedjie sing, daar so op die muur daar. I want God's way to be my way, as I journey here below. For there is no other highway that a child of God should go. Though the road seems dark and rough, if He leads me, it's enough. I want God's way to be my way every day. Kom ons sing wel lekker saam. Hierso kan jy sit, jy kan staan, jy kan lê, jy kan nie voorkom sit. As jy dit by in my kar as jy koud kry, kom jy enjoy yourself. Kom ons sing lekker saam. Kom ek maak 'n voorstel. Kom ons staan almal, ons vat so hande. Kom ons vat hande so. Maak 'n ketting van hande so. Kom ons vat hande. Ons breek die barriers al wat stap aan kom bou het in die name of Jesus. Kom ons vat saam hier so. Kom ons vat saam. En ons sing hom so 3 keer. Sing hom so 3 keer. Volle bors, kom ons draai weer. Gaan weer met hom. I want God's way to be my way, as I journey here alone. For there's no other highway that a child of God should go. And the road seems dark and rough, He leads me. Kom ons sing hom weer. Kom ons sing van die computer. Kom ons sing hom weer. Kom ons sing hom weer. I want God's way. Right, daar is ons oorwinningslied. Nou, julle sal hierdie lied onthou van lang terug. Hierdie is soos ons skoollied. Hierdie is die ministry se lied. So kom ons probeer hom weer. Rain.
sit, dan gee jy weer 'n ouetjie daar so lekker pres en sê vir hom, sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Doe maar lekker pres. Sien ons op 'n punt gekom in ons wêreld, waar ons nie meer die liefde van, jy kan maar sit nou asseblief, waar ons nie meer die liefde van ons Jesus wil uitstraal. Ons het te bang geword. So ek vir jou sê, kyk na jou, hierdie oor van Jesus. As ek wil sê, kyk na jou, maak as ook jy lyk en wat is jou saak nie, en ek het vanmiddag vir 'n man gaan bid voor ons nou te ry. En hy sit op die stoel en hy staan net voor hom iets, waar hy is siek. Hy is siek. En ek wonder myself, in die gebed wat ek doen, ek my hande op die man sit, word ijskoud onder my hande, en ek wonder, wat gaan die Here doen? Ons pleit vir sy gesondheid, baie maar geword. En in die genade van ons God kan ek net pleit, en Jakobus sê, hy is ons geneesheer. As ek na hom kyk, waar hy daar sit, in mekaar getrek en vol pyn, dan kyk na die oor van Jesus, en ek sien hierdie wonderbaarlike creation, wat God gemaak het. En maak nie saak wat is sy toestand nie. Die Here is steeds lief vir elkeen van ons. En as jy dagens kom en die winde waai, sê ek wil jy moet gou ietsie doen. Wil jy moet gou so na jou arm kyk. Kyk so na jou arm. Kyk so na jou arm. Wat sien jy op jou arm? Kyk so na jou ander arm. Kyk so na jou maatjie langs jou se arm. Jy kan na jou tone ook kyk hier so. Wat sien ek daar? Ek wil vandag met jou praat oor fingerprints. Ek het vanoggend begin en ek het afgesluit daar, oor vingerafdrukke. En die Here lê op my hart, net so voor ek vanoggend se diens afsluit vir my voorbereiding, jy op my een woord, een naam, twee konsepte, een ding, fingerprints. Die Here vat my na Genesis toe. Genesis 1 vanaf vers 1 vers 31. En ek som dit gou vir jou op. Maar jy kan dit gaan lees as jy wil. Dis 31 verse. Maar gaan dit vir jou opsom. In 6 dae skaap die Here God die hemel en die aarde en alles wat daarin is. En dis waaroor Genesis 1 vanaf vers 1 tot 31 gaan. Die Here het alles en hy het geskape. En wat het hy op die 7de dag gedoen? Op die 7de dag het hy gerus. Maar ek wil jou nou vers 31 te vat. En as jy jou swaardkie sou hê, dan ben jy ook maak daarso. In Genesis 1, heel voor in jou Bybel, heel voor. En as jy nie jou Bybel het nie, asseblief, hier is Bybel, kom al vir weer, hier is welkom. En hou hom, vat hom vir jou, sit jou naam op. Dit is die mees kosbaarste besitting. Genesis 1, vers 31. En daar lees ons wat die Here God sê, hy sê, toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Alles wat die Here gemaak het, was baie goed. Maar nou wil ek vir jou daar so hou, en ek wil jy met 5 versies teruggaan, na vers 26. Want ek wil met jou praat oor, jou, en ek wil met jou praat oor myself, wat die Here op my hart geleed, vir vanaand en volgens sy boodskap. Ons lekker gaan fellowship, want ons eregas hierso is natuurlik ons Jesus. Hy is met jou. As jy nog nie die Here Jesus aangeneem het as jou persoonlike saligmaker nie, en nog nie gewas is deur die bloed van die lam nie, en as jy nog nie gesak het om die nuwe en uitgekom het uit die water as 'n nuwe in Christ time, 'n new creation nie, dan vra ek jou sommer reguit, hoekom nie? Hoekom nie? Wat is die probleem? Kom ons praat daaroor. Maar ek wil jou terugvat na vers 26 toe van Genesis 1. Want jy sê, dit gaan nie oor my wat hier staan, dit gaan nie oor my roem nie. In Galasiërs sê die Here, ons roem in die kruis. Ons roem nie in onsself nie. Die oomblik as my ek te groot word, en ek het iets geachieve, as ek buite die wil van God. Sal ek laat sien. Maar in vers 26 wil ek jy met saam met my lees. En God het gesê, Almagtige God, the creator of everything, the only one, the only true, the only living God. En God het gesê in die begin, die aarde was versindeeg. Hierso sê hy, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis, en dat hulle heers
En daar sê die Here God, want toe hy in die begin was dit God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, van die begin, forever. Alfa en Omega. Dis hy. Die enige God. Dis wat die Christen verklaar. Hy sê daar, laat ons die mens maak, na ons beeld, na ons gelykenis, met ander woorde, soos hy is, en laat hulle heers oor wat hy gemaak het. Maar nou wil ek jy moet saam met my vers 27 lees, want ek het jou gevra, kyk na jouself, kyk na jy wie jy daar is, en God het die mens geskape, na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man het hy hulle geskape. Het hulle geskape, wat beteken? Ek het volgende so verduidelik. Kry hierdie prentjie in jou kop. Ek lees hierso every disciples journey van hierdie Skip Gallows en ek kry so die prentjie hier binnekant. Hy gee vir my, hy sê, kyk hierdie ding, Here God, almagtige skepper van hemel en aarde wat gepraat het, sê, let there be light and there was light. En hy het die firmament en die aarde geskei, hy het alles geskei, hy het alles, hy sê, laat daar wees, fowls of the heaven and every crawling thing, according to their kind. Toe hy sê kind is so daar. Maar hier kom hy en hy kyk na die mens. En hy sê, God het die mens geskape na sy beeld. Kyk die prentjie. Hier is Here God en hy, waarvan het hy die mens gemaak? Waarvan het hy die man gemaak? Jy sê nou versigtig wees hierso, want hier is nou 2 ouetjies wat gemaak geword het. En die man eerste moes gemaak nie. Dit was die orde van God. Alright, nou sê ek nou, dit is nou nie so 'n male chauvinist nie. That is how God has made it. He's made man first en dan Eva. Abraham en Eva. Maar hy het die man gemaak, maar wat het die Here gedoen? Hy het stof gevat. So kry die prentjie, om die stof te gevat het hy gesak. Hy het afgegaan en hy het begin werk met sand, met stof. Hy het gewerk met dit. En hy het wat gedoen? Hy het die mens geskape na sy beeld. Hy sê mooi daarso. Hy sê in Genesis 2, jy kan saam met my stap soontoe. Genesis 2 vers 7. En jy sê ons moet altyd weet, ons moet bly by die woord van die Here. Dis ons fondasie. Die true word of God. Nie 'n veranderde Bybel nie. Dis hoekom ek vir jou hier so 'n ou vertaling gee. So vir jou King James sal gee. Genesis 2 vers 7 sê, en die Here God het die mens geformeer. Met ander woorde, hy het hierdie saantjies gevat en hy het hulle gemix met iets, want hulle moes gevorm word, want dit was stof. Want as jy doodgaan, dan sê hy vir jou stof tot stof. Alright. So het hierdie mens geformeer uit die stof van die aarde, Genesis 2:7. En in sy neus, en hier kom die ding, in sy neus, die asem van die lewe geblaas. So hier was hierdie ouetjie, en hy was van grond gemaak. Kan jy dit imagine? Mooi, nee. Weet jy, tot Hollywood dit namaak, hulle maak hierdie mighty mens, wat jy so stukke slaan, en val in stof, en dan kom jy weer op mekaar. It's blasphemy, hulle steel met die woord van die Here. Hulle kan niks vir hulle self uitdink. En ja, dis 'n ander dag se storie. En die asem van die lewe geblaas, so het dan die mense wat geword, 'n lewende siel. En hier sit jy vandag. En ek praat met jou oor fingerprints, en vra ek jou, kyk weer na jou arm, en kyk weer na jou maatjie. En wat gaan jy daarop sien? As hulle die saak moes ondersoek het van toe af tot nou, dan sal hulle die vingerprinte van God op jou gesien het. Sy vinger, want as ek aan hierdie ding vat, as ek aan hierdie boek vat, dan sit my vingerprint, en net myne is unique to me. Kan maar die vel afsny, gaan weer so uitkom. Nee, en as ek iets vat, soos daar ondersoek is, dan soek hulle wat? Hulle soek die fingerprints. Hoekom? Want dit is jou ID. En jy mens, die ID van God sit op jou. Maar kom ons stap 'n bietjie aan. Toe sê die Here wat? Hy sê nee, Adam kan nie alleen wees nie. Hy sê daai tyd gaan die vliegie. Ons moet vir hom 'n maatjie kry. En hy gaan toe wat? In Genesis 2 vers 21, kan jy saam met my lees as jy wil. Jy sien ons moet 'n bietjie gesels ook in die toekoms hier in volg oor Bybelstudie, want ons moet ons Bybels begin ken. Daar gaan 'n tyd kom in die toekoms en dit is nie baie ver nie, waar jy nie so kan gaan sit nie, jy net 'n Bybel uithaal nie. You'll see, it's gonna happen. So ons moet 'n bietjie ons Bybels leer. Hy sê vers Genesis 2:21 sê, toe die Here God 'n diepe slaap op die mens, op Adam gebring. Wat val en terwyl hy slaap, het hy wat gedoen? Hy het een van sy ribbebeen uitgehaal, so die dametjies wat hier sit, jy het soos hulle ribbebeen gelyk, hoe lyk dit vir jou? Nie baie happy daaroor, maar jy het hulle ribbebeen gelyk, wat volgens die woord van ons Here. Hulle ribbebeen geneem, en het in die plek het hy eers vir Adam gefiks. Hy het daai vleisies toegemaak, want toe hy die
asem inblaas, toe word daai stof 'n living soul, toe begin daai liggaam lewe, volgens die gelykenis van die beeld van God. En hy word perfekte mens. En die Here God het sien toe sê, dis baie goed. Dis baie goed. En hy het toegegaan in vers 22 van Genesis 2, toe sê hy, en Here God bou, jy vroukie wat jy sê, die Here het jou gebou. Hy bou die rib, wat hy van die mens geneem het, tot 'n vrou, en bring haar na die mens. So hier vandag onder die tent, sit oukies van sand en oukies van vleis. Nee, dit klink nie reg nie. God created man, He created woman, He created them all in the same image of God. En ek sê weer vir jou, sy vingerprinte van sy hande sit op jou vandag. Hoe voel jy daaroor? Hoe voel jy daaroor? Dat die Almighty Creator het so ver gegaan om te dink. So hy die man geformeer en die vrou gebou. Wat het die Bybel sê? Dis die versies wat ek nou gee. So hy die man geformeer en die vrou gebou. Ok, ken jy die prentjie? En toe hy klaar is, toe staan hy op. En wat doen hy van die stof van die man? Hy skit hom af. Want dit was iets wat hy gedoen het. En toe hy klaar is met die vroukie, hy het klaar die ribbebeen gebou, hy het sekerlik ook sy hande skoon gemaak. En toe sê hy wat? Dis baie goed. En die Here het gerus die 7de dag. So sê vir die oukie wat langs jou sit, God made you wonderfully and fearfully. Sê vir jou langs jou, God made you wonderfully and fearfully. En wanneer Satan na jou toe kom en hy lieg vir jou, jy staan voor die spieël, of jy voel sleg in die werksplek, of iemand anders beledig jou, bless hulle, bid vir hulle. Dra hulle op aan die Here. Dra jou attitude op aan die Here, want dit is leuns van Satan. Hy was die angel of music, the angel. En hy het as gevolg van rebellie, het hy geword wie wat hy is. Satan beteken rebellie teen God. Dis wat dit beteken. Opstand teen die Here. Maar as ek nou kyk na die man, is geformeer, en die vrou is gebou, en ek lees die woord van die Here, dan vat hy my na Jeremia 18 vers 1 tot 6. Nou kom ons kry Jeremia 18 vers 1 tot 6, want dit is lekker om uit die woord van die Here saam te lees, en dan lees ons saam, wat het daar gebeur in Jeremia 18 vers 1. Want jy sien, die Here moes die ding by een punt bring, laat man en vrou dieselfde pad kon stap. Jeremia 18 vers 1 sê, die woord van die Here het tot Jeremia gekom het. Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker. Wat kry ons in die huis van die pottebakker? Ons kry klei daar. Hy sê, en daar sal ek jou my woorde laat hoor. So die Here stuur vir Jeremia eers na die pottebakker toe. Hy sê nie vir hom gaan so toe maak so en so nie, hy sê gaan eers. Daar sal ek vir jou sê. Toe sê in vers 3, toe het Jeremia toe ek afgegaan na die huis van die pottebakker en hy was juis besig om 'n stuk werk op die skeiwe te maak. So hierso was die pottebakker besig om te formeer en te bou. Get jy die idee? Hy was besig met 'n pottebakker. Hy het met modder en klei gewerk en dit is, hy kry verskillende tipe kleie en goedjies, maar die voorwerp, vers 4, en die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk. Wat het ons nou geleer van ons God? God never says, oeps, dis perfekte God. Hy het jou gemaak, hy het my gemaak, elke man en vrou hier, elke iemand op daai netwerk kyk, elke iemand nog gaan kyk, perfek. Perfek. Hy misluk nie. Vers 4 gaan aan om te sê, soos dit dan gaan met klei in die hand van die pottebakker. Ek wil vir jou vanaand vra, as jy klei is, want om te formeer en te maak, om te bou, moet jy iets wees. En die woord van die Here vat dit so eenvoudig as moontlik na klei toe. En wie se hande is jy vanaand? Wie is jou pottebakker? Daar kan net een van twee wees. Dis either the Almighty God, through His Son Jesus and the Holy Spirit, of Satan. Daar's net een van twee. Wat doen? Wat besig is om jou geestelike lewe te bou. Waarom gee jy gehoorsaamheid?
En ek kan nou vir jou sê, as jy nie in die hande is van die Almighty God, as jou pottebakker nie, dan gaan jy wees soos daai potjie wat daai man gemaak het, hy gaan misluk. Kom ons lees verder in vers 4, maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om te maak. Wat het hierdie klei gekry? Het dit weer 'n kans gekry? Die pottebakker sien hierdie klei gaan nie werk nie, toe haal hom af van hy skuif af en hy druk hom weer mekaar en hy brei hom en hy gooi nog goedjies by en ander goede en watertjie en hy werk hom deur. En daai klei kry wat? 'n tweede kans. Het jy al 'n tweede kans gekry? Wie wat? Ons kry nie 'n tweede kans nie. Ons vat daai tweede kans. En die Here gee jou die keuse. Hy gee jou vanaand die keuse, hy gee vir jou vanmiddag die keuse. Hoeveel keer wil jy nog hoor, jy het nog 'n kans? Het jy daai kans gevat? En as jy hom gevat het, wat het jy met hom gemaak? Want die keer, kom ons lees vers 5. Toe die woord van die Here tot my gekom, vir Jeremia gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel. Spreek die Here, kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o hy, huis van Israel. In een oomblik sal ek spreek oor 'n nasie en oor 'n koninkryk, om dit uit te ruk en om te gooi en te vernietig. In een oomblik. Hoe lank is die oomblik van God? Kom ek sê vandag vir iemand weet nie. Maar dit is vinniger as wat jy ooit kan dink. Vinniger as wat jy kan dink. In een oomblik draai die Here alles. Maar hy sê in vers 8 vir my so mooi, maar as die nasie waarvoor ek oor gespreek het, hulle bekeer, waar kom jou kans? Van hul boosheid sal ek berou hê oor die onheil wat ek van plan was om hulle aan te doen. En in 'n ander oomblik sal ek spreek oor die nasie en oor 'n koninkryk om dit te bou en te plant. Jy is vanaand 'n koninkryk hierso. Jy is die kerk van die Here. Ons het nie 'n gebou nodig nie. Ek ry so in die strate daar in Rustenburg, dan kyk ons na die mense wat langs die pad met hulle wit klippe hier by julle dorp daar onder is. Hulle sit onder die boom. Ek weet nie wat doen nie. Ek weet nie wat hulle religie nie. Maar hulle het nie 'n gebou nodig nie. Ons, hoe voel jy vanaand? Is jou liggaam die tempel van die lewende God? Leef hy binne in jou? Nou, jy geformeer het, of het nou 'n seintjie was of 'n rubberbeentjie was, maak nie saak nie, jy is klei. Want hy vat dit terug na klei toe. En hy het jou geformeer perfek. En sy lewende asem in jou geplaas. En hy sê vanaand vir jou, is jy bereid om gebruik te word? Is jy bereid om te groei? Is jy bereid om oor die berg op saam met my te kom, vra Jesus? Is jy bereid om diep in die water te gaan? Of gaan jy skrik en weghardloop? Wat het Dawid gedoen? Dawid het daar gestaan en het vir Goliat gekyk. En Goliat het sy God en sy volk almal beledig. Hy sê Dawid vir my, kom na jou toe in die naam van my God. Nie met hy kon nie eens die wapenrusting dra nie. Maar hy het gekom in die naam van die God van Israel. En met een klippietjie het hy ou plat gekap. Because God, nie Dawid nie, God alone. Hoe voel jy vanaand, as ek so na jou kyk, voel jy soos klei vanaand? Hoe voel jou klei vanaand? Is jy droog en hard? Dan wil jy breek, of wil jy eers 'n bietjie gestamp word, weer dat jy kan stand word? Of is jy 'n sagte klei, wat in die pottebakker se hand geformeer kan word, en kan draai op daai skuif, en dat jy jou kan mooi maak, en jy kan hierdie mooi pot word. En wat word met daai pot dan? Jy kan nie so bly nie. Jy weet wat moet gebeur. So jy gaan waarheen? Jy gaan in 'n oond in. So ek wil vanaand vir jou vra, as jy vir my sê, ek is een van daai mooi potte, dan moet jy weet, dan gaan 'n oond wees. En daai oond gaan jou test en jou traai, en as jy van die goeie klei is, jy is van die klei wat reg in mekaar gesit is, en jou hart is goed, en jou hart is reg, dan gaan jy daai oond kan deurstaan, en jy gaan aan die ander kant uitkom, en jy gaan blink, in jou perfekte vorm,
soos die Here jou wil hê. Jy gaan 'n oond hê in jou lewe. In 1 Petrus hoofstuk 2 praat die Here van Christen en hy sê, jy Christen, as jy nog nie deur die diep tye gegaan het nie, want 'n Christen word getoets. Het vir Kobus dit gewys Vrydag, donderdag. 'n Christen moet getoets word. Daniel se vriende was in die oond. En toe hulle weer kyk, Nebukadneser, wat sien jy na binnekant? Dis nie 4 mense, nie 3 nie. Hoekom was daar 4? Hy 4 was die engel. Dis die Lion of Judah. Was daar. En toe daar was uitkom, toe ryk hulle klere nie eens na rook nie, hulle was nie geskroei nie. Why? Want hulle klei was reg. As jy eens dink oor die week wat verby is, net die 5, 8, 7 dae wat verby is, hoeveel keer het Satan vir jou kom lieg? Hoeveel keer het die mense wat naaste aan jou is, die mense wat miskien ook, die Here sê, gevloek is hy wat op die mens leun, wat op die arm van die mens steun. Maar as net een plek waar ons steun, dis op ons God. Dis op hom en niemand anders nie. Omdat as jy na mense so hartlik verhoop, jy kan weet soos jy weet. In elke scenario is daar Judas. As Judas. Die klei kan nie vir die pottebakker sê, wat maak jy nie? Wat doen ons vandag? Kom wees eerlik vandag. Kom ons weet eerlik vandag. Wat doen die klei vandag met die pottebakker? Ons bevraagteken sy woord. Ons stem nie saam met wat die ingaan nie. Nee. Wacht 'n bietjie, dat ons eers 'n bietjie praat hieroor. Ons bevraagteken, ons we question God. Ons verander die woord. Ons haal die goede uit wat ons nie daarvan hou nie. Ons kom 'n nuwe vertaling, hersiende vertaling. Die woord van die Here is baie duidelik in Openbaring. Hy sê, as jy 1 titel uithaal, die 3de laaste versie, dan sal ek met jou hande neem. Kom ons lees saam. Ek wil graag jy moet saam met my die pad stap. Jesaja 45 vers 9. In Jesaja 45 vers 9. Kom ons kry ons Bybels en ons loop 'n pad. Ons gaan na ons Here toe. Ons gaan bid en dit. Vat jou Bybel saam. Ry hom in jou kar. As jy nie genoeg het nie, kry nog. Daar is skryf jou. Maak dit jou dagboek. Hy sê in Jesaja 45 vers 9 sê die woord van die Here, wee hom wat met sy volmeerder twis. Wee hom, wat beteken dit as ek sê wee hom? Die Here sê vir jou, hoe durf jy met hy wat jou volmeer het, hy wat jou gemaak het uit die rebellie, hy wie se fingerprints op jou is, in jou body, mind, soul connection, in jou geestelike lewe, wee hom, 'n rotskerf by die aardepotskerwe, daar op die ashoop, aardepotskerwe is potte wat gebreek het, en dit is goed vir niks. Sal die klei dan sê aan die wat dit vorm, wat maak jy? Of jou werk sê, hy het geen hande nie. Die Here God het jou geformeer, en het sy asem in jou geblaas. Hoe kan ons vir hom sê, die Here is baie duidelik, hy sê, wie hom? Vanaand vra ek vir jou. Ek sê vir jou, ek bemoedig jou, op die boodskap wat die Here vir my vanoggend gegee het, vroeg toe jy miskien nog 'n bietjie gesnork het, about fingerprints. The fingerprints of God is on you. Hy het gekom en hy het jou kom formeer. Hy het gesê, dit is baie goed. Ek wil vir jou vra vanaand, veg jy met dit? Het jy aanvaar wie en wat jy is? Want hierso is ons die geliefdes van die Here by mekaar. En as jy gesê het vanaand nou, jy het aanvaar dat Here God jou geformeer het, en jy gaan nie met hom praat, en dan vra ek vir jou, het jy hom aanvaar dan as jou saligmaker? Is jou saak met hom reg? En as iets in jou lewe is wat 'n obstacle course maak met jou journey met jou Here, kom ons maak dit reg. Want die Here sê sy arm is nooit te kort nie. Hy is altyd uitgestrek. Die goeie en die van die Here is groot. Kom ons maak dit reg. Kom ons bid vir mekaar. En vir die ouens wat vir jou aanval en vir jou sleg sê en so, bid nog meer vir hulle ook. Hoeveel keer met jou broer vergewe? Hoeveel keer? 7 maal hoeveel? 70 maal?
vergewe. Ons moet aanhou vergewe. Dis nie altyd maklik nie, nee. Ja, as jy aanhou gaan nou maar nou nie gaan vergewe nie, jy gaan nou aanhou met hierdie skepper van jou fight. Hoe lank wil jy aanhou? As jy dat is in die pot skerp wil jy is niks werd nie. Ek wil jou vanaand vra. Is jy bereid om vanaand te sê, hier is ek, Here. Maak nie saak of jy gered en gedoop is nie, maak nie saak of jy die pad stap. Soos al die manne van, soos 'n Samson, soos 'n Dawid, soos 'n Gideon. Maak nie saak nie, is jy vanaand bereid om te sê, hier is ek, Here, vat my opnuut. Vat my opnuut, vorm my en maak my net soos U wil. Is jy vanaand bereid? Sal jy vanaand verklaar? Is jy bereid om te verklaar? En te sê, Here, my Here. As jy kyk na Volkvol en as kyk na hierdie pragtige dorpie, ons het dinge wat ons beplan nie so. Om uit te reik, wat Here op my hart gelê het, and it's not about me, it's not about us, it's all about the glory of God. All about the glory of God. Is jy vanaand bereid? As jy vanaand bereid is om te sê, Here, ek wat vanaand onder hierdie afdak is, dat by hierdie mense se huis is wat my met liefde ontvang het, waar ons het ook gaan lekker fellowship. As jy vanaand bereid is om te sê, Here, vat my opnuut en werk my, dan gaan ek jou vra om te staan. Ek gaan jou vra om te staan. As jy nie wil staan, is fine. It's your life, it's not my life. Ek gaan jou vra om te staan. Ek wil vir jou gebed doen vanaand. As jy vanaand bereid is om te sê, Here, hier is ek opnuut. Vat my lewe. Vat my lewe opnuut. En vorm my en maak my net soos U wil. Ek is die klei, U is die pottebakker. Ek kom gee alles, ek kom lê alles neer voor U voete. Dan ek vir jou bid vanaand. Ek was hier gaan vertrou dat ons vanaand of hierso hierdie hele saak van die Here in Volkvol 'n ander wending gaan neem, 'n wending wat net die Here sal dryf deur sy gees om by te voeg by die mense wat staan om te sê, Here, vat my vanaand. En ek gaan nou vir jou bid. En ek gaan jou vra om die ore van jou gees oop te maak. En om te hoor wat sê die Here God. Here, kom bid vanaand vir elkeen wat staan. Almal het opgestaan, Here. Jy sien 'n harte, jy sien mense wat vanaand erken dat U is hulle God. Dat U vingerafdrukke oor hulle lewe is, oor hulle formasie is. Here, U sê in die woord dat voor hy nog in die moederskoot dit was, het U geweet wie, wat, waar en hoekom en hoe. Here, You are the mighty God. Ek kom dra elkeen vanaand wat hy so is, Here. Elkeen wat opstaan, wat miskien kyk op die netwerk, wat opgestaan het nou om te sê, oh Lord, here I am, take my life. Here, kom dra elkeen in opnuut, wat in hulle sal word, die Christenskap verklaring wat hulle gemaak het, wat hy vlammetjie is, wat hy sal word, oh God, a consuming fire. Want die woord van die Here is 'n verterende vuur, wat sny tussen murg en been. En dat hy elkeen sal kom vat, Here, dat hy hulle sal dryf. Here, dat hulle sal geen ander fokus hê as one thing only. The love of my God, I will follow You, I have decided. Kom bid vir elkeen vanaand, O God, dat U hulle sal vashou in die holte van the Almighty God's hand, en dat U hulle sal vat op nuwe hoogtes, sodat net een ding sal gebeur, en een ding alleen, dat U naam verheerlik sal word, uit hierdie toegewing, wat vanaand opnuut gemaak is. Maak nie saak wie en wat hier staan, Here. They were all wonderfully and fearfully made by You, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Ek kan maar sit. Ek het in my kar, het ek 'n papiertjie. En ek gaan nou die legger uithaal en ek gaan hom hier voorsit. En daai papiertjie sê een ding, vanaand verklaar ek dat daar een lewende God is. En ek gaan vir jou vra as jy wil, het gestaan, jy vat daai papiertjie en jy vul hom in en dit word jou papiertjie, I don't want it. Dis joune. Ek gaan vir jou vra, ek het dit gedoen 'n hele ruk terug. En mense het daai papiertjie gevat. Dit is een bladsytjie.
En het hom geteken en ingevul in haampies en het hom in 'n raam gesit. En hy sê vir my skip as die lewe my druk. Of ek en my vrou het beklei, of my kind was stout, of something happened. En ek begin twyfel en gaan staan ek voor daai papier en sê, I have declared, there's only one living God. En dan vat hy homself, dan vat daai herinnering om terug na daai dag toe. Nie wat die papier doen, nie, maar wat hy aan homself doen om te sê, ek het verklaar, en ek staan by my verklaring. Dit is goed om 'n benchmark te hê in jou wêreld. Dit is goed om 'n merker te hê, en wat jou herinner daaraan. Ek het baie kwalifikasies en goedes wat ek gestudeer het in my muur, maar daar's een wat uitstaan bo almal. Die hoogste kwalifikasie is die dag toe ek gedoop is en ek die Here aanvaar het as my redder. En hy sê in Johannes, hy sê, for those who have accepted me, vir hulle wat hy aangeneem het as, hy mag gegee om kinders te wees van die lewende God. En daar is die hoogste kwalifikasie. En wanneer die skoen druk en die belt is styf en die goed gaan rof en die mense val aan en Satan wil vir my lieg, dan dink ek terug aan die Moedersdag van die jaar waar ek gedoop is en waar die Here my siel gevat het. So that is the highest qualification that any man can have. Any man. Net vanaand het jy gestaan om te sê, vanaand verklaar ek opnuut. Verklaar jy opnuut. Daar is net een God en hy is jou God. So later gaan ek hom net nie neersit. Ek gaan jy nie opcheck nie. Because it's between you and your God. Ek het vroeger vandag vir iemand gesê, die dag gaan ons kom, waar jy gaan staan en dan gaan jy staan voor Jesus. En dan gaan niemand saam met jou wees, nie jou ma, jou pa, jou opa, niemand nie, net jy. En Jesus gaan kyk in die boek en hy gaan kyk of jou naam daar is. And as your naam nie daar is, then it's all about you and him. It's not about anybody else. And Jesus the naam. And Jesus the naam. Jy daai liedjie sing. Is iemand hier so wat vanaand? Is iemand hier so? Is iemand hier so vanaand? Wat 'n mooi verhouding met die Here het. 'n Vroukie vanaand hier so. Meer as 'n vroukie vanaand hier so, maar dis 'n vroukie vanaand hier so. Jy het 'n baie mooi verhouding met die Here. Maar ek wil vir jou dit sê wat die Here op my hart dink te sê. Hy roep jou vanaand tot 'n meer diepe intieme verhouding met hom. 'n meer dieper en 'n meer intieme verhouding. Die Here lê op my hart om vir jou te sê, hy vra vir jou, want hy is 'n gentleman ons God. Hy vra vir jou, sal jy nie maar meer tyd spandeer met my nie? Die Here wil vanaand vir jou vra, wil jy nie maar meer tyd? Wil jy nie maar meer tyd nie? Wil jy nie maar meer tyd nie? Wil jy maar nog tydjie uitkoop nie? Wil jy nie maar nog 'n bietjie meer tyd nie? Jy sal weet met wie ek praat. Ek weet die Here op my hart om met vroutjies te praat vanaand. Dis so van julle vroutjies hier so vanaand wat 'n Gideon hart het. 'n Gideon hart. Wie was Gideon? Weet jy dat Gideon eintlik 'n bangbroek was? Maar die van julle wat nie bangbroek is, is 'n Gideon hart wat die Here gebruik om die vyand te verslaan. Hoe gaan ons die vyand verslaan? Nou kan net so we say, if you can save, if one woman can be saved and turn her heart to God, you can save a nation. One woman. Die vrouens hier so vanaand wat 'n Dawid hart het. Wat 'n Dawid hart het wat in liefde gaan kom. En hy sê, kom na jou toe in die naam van my God. Ek is lief vir jou, maar ek gaan nie gebuig voor jou nie. Ek buig om voor die Almighty God.
Vrouens vanaand in hierdie plek. Here, lê op my hart om met vrouens te praat. It's only make me food away from Goliath. I come to you in the name of the God of Israel. Whether you go down, maar ek gaan nie af nie. Vrouens vanaand in hierdie assembly hierso. Dis ouma vanaand in hierdie vergadering. Wat die autoriteit van 'n ouma het om te sê, kind, dit waarmee jy besig is nie reg nie. Want die Here gee jou daai autoriteit. Om met kinders te praat en te sê, stop dit en wees gehoorsaam. Bring jou Bybel. Hier is 'n ouma vanaand hierso, wat daai autoriteit het. Vrou vanaand in hierdie vertrek, en hierdie by mekaar kom plek, wat die vermoë het om goeder by mekaar te trek. Om mense by mekaar te trek soos 'n Josef. Wat uitverkoop was om te gaan en te voor te berei, dus wanneer die hongersnood kom, dan sal daar vrouens hier so wat 'n Josef hart het genaamd. Om by mekaar te hou, om by mekaar te bring, en nie te scatter together nie, maar om die scatter together. En dit is 'n baie verantwoordelike ding wat die Here vanaand kom doen, want as jy nie daai vrug gaan pluk nie, then God is going to give it to somebody else. Vrouens vanaand hierso. Vrouens vanaand hierso. Maar die Here weer praat en sê, dit het geword dat jy jou plek op sal neem as 'n Ester, as 'n Deborah, dat jy jou plek sal opneem. Wat nie bang was vir die scepter van die koning nie, maar wat gegaan het. Vanaand in hierdie plek. Vrouens hier vanaand. Maar die Here weer praat. Here, U sal die woord bevestig, want U is nie 'n leenaar nie. You are no man that you can lie, God. En ons moet spreek het vanaand uit, dat jy die plek in volgende, dat U woord gevestig is, dat die fondasie gelees deur U alleen, o God. Dat jy die mense sal oprig, Here, dat jy hulle sal dryf deur die vuur van die Gees van God, deur die vertrooster, dat elkeen sal weet waar is sy plek, dat hy sal aarsel nie, maar dat hy sal storm, soos 'n Samson gestorm het, soos 'n Gideon gestorm het, en soos 'n Jafta, wat die kind van 'n prostituut was, maar hy het gegaan for his God, en hy het nie omgegee wat die mense sê nie, maar hy het gegaan. So is daar vrouens en mense vanaand hierso. Want die Here God het dit so bestem, en dan sal dit so wees, in Jesus se naam. Amen. Kom ons sê een liedjie. Kom ons sê een liedjie. Kom ons staan weer lekker saam, ons gaan weer lekker handjies saam. Ons stel mekaar op. Stel mekaar op. In the knowledge of Christ. Ons gaan nie onttrek van die feit nie, ons gaan saam.
Dan gaan jy in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. En die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet jy dan my naam op die kinders van Israel hê. En ek sal hulle seën.